en Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Het iemand in julle huis al onlangs begin met 'n musiekinstrument te speel? Wie weet hoe klink dit as iemand begin viool leer speel? Daar's 'n kat wat skree buite en dit kan nie ophou nie, né? Dit is skrikwekkend. Sissie wou graag 'n musiekinstrument speel. En pa het gesê hulle kan een musiekinstrument speel, maar hulle moet daaraan vashou en aanhou vir minstens 'n jaar. Sissie besluit op die viool. Bly nie wou die dromme speel, maar sy pa het hom nie toegelaat. Hy het 'n tweede keuse gehad. Sy tweede keuse was gitaar. Maar Sissie was mal oor die viool. Pa kry toe vir elkeen van hulle 'n musiekinstrument en so begin die eerste dag van oefening. Sissie begin met die viool. Bly die is by die huis besig om voor sy boeke te sit toe hy die onaardse geluid van onder uit die sitkamer hoor. Bly die voel by homself, alles is besig om in sy siel tot niet te gaan. Hy voel so, hy weet nie, hy voel hy wil stuiptrekkings kry en wat ook al. En arme hondjie wat by hulle was, ou Woefie, kan hy sien, hou ook nie daarvan, die Woefie lê onder die bed. Maar hy huil. Pyn in sy ore. Bly die besef, hy sal dit nie kan maak nie. Hy storm af en hy sê, Sissie, wat jy besig om te maak? Sy sê, kan jy nie hoor nie? Ek is besig om te oefen. Hy sê, Sissie, asseblief, ek gaan dit nie kan maak nie. Asseblief hou op oefen. Sy sê, pa het gesê, ek het elke dag 'n uur wat ek kan oefen. En ek gaan vir 'n uur oefen. En op hierdie stadium is ek net besig. Juffrou het gesê, ek moet net die snare almal lekker voel. Bly die sê, jy voel hulle almal. Ek hoor hoe jy hulle voel. Moet hulle nie verder voel nie. Bly die sê, van nou af, Sissie, asseblief, geen meer oefening nie. Sy sê, maar pappa het gesê, ek kan oefen. Hy sê, wel ek sê vir jou, in hierdie huis, nie oefen nie. Pa staan net agter hom toe hy daai besluit geneem. En pa sê, wat gaan hier aan? Hy sê, pa, Sissie maak my mal, en ek is deel van hierdie huis, dis my huis ook, en ek wil nie hê sy moet so aanhou nie. Pa sê, jy het 'n paar foute gemaak in wat jy nou het gesê. Hy sê, pa, wat het ek verkeerd gesê? Pa sê, eerstens, dis nie jou huis. Tweedens, dis nie Sissie se huis. Dis my en mamma's huis. En hier neem ek die besluit. En as jy nie van Sissie se spel hou nie, gaan stap buitekant rond met jou boeke en lees daar buitekant. Tot sy klaar gespeel het, dan kan jy terugkom. Is dit reg so? Bly nie besef, daar's geen manier om te argumenteer oor hierdie nie. Dit lyk vir my, sy pa het besluit. Maats, wat sou gebeur in die volgende jaar met hierdie vioolspel? Wie wat's my wonderlik? In hierdie huis, doen ons wat? God sê. Dis nie hierdie gebou nie. Ons praat nie van hierdie gebou nie. Baie keer het ek al gehoor, en julle het miskien al gehoor, mense sê, baie welkom in die huis van die Here. Dan voel dit ek wil onder die stoel inkruip. Want hierdie is nie die huis van die Here nie, maar ons is die huis van die Here. Maar in hierdie huis van die Here wat ons is, wie neem die besluite? God. En ons doen wat? God vra. In my eie huis, wie is die baas in my eie huis? Hierdie huis van my. God. En wie moet bepaal hoe ek gaan leef? God. Sê julle dit onthou? Okay, wonderlik. Kom ons sing lekker saam. Kom ons staan, my pa is die koning van die heelal, jy weet. My pa is die koning van die heelal, jy weet. Kom wat wil ek sal dit moet verkeer. Die buikman waai en die berge kan val. Hy kan sê voorsien en hy sal. Ek is die koning se kind, ja die maak my een prins. Here is Christus, as die dood is sy wins. Vir niks is hy bang nie, dit sê ek nou. My pa is die koning onthou. My pa is die koning van
maak my prins, lewe is soos aan die doodse wind, ben ek soos sy bank nie sê nou, hy kaas die woorde onthou. Ons is besig met Timoteus. Wie weet so lekker, hier is so baie babas nou, nee. Dis fantasties. Dis maar hoe die vroeë kerk ook maar aangedeel het. Ok, wonderlik. Goed. Wonderlik, man. Jy hoef nie op te hou nie. Want dit van my af hang jy maar aangaan. 8, 9, 10. Alright. Ons sal net op 'n ander plek moet later aan gaan kerk hou, maar dis wonderlik. Gaan maar. Alright. Kom ons maak ons Bybels oop. Wonderlike gedeelte waarmee ons besig is. 1 Timoteus 3. En ons gaan klaarmaak met 1 Timoteus 3. Lees van vers 14 af. Ons bid net saam. Ja, Here, ons verklaar vanmôre dat ons nooit op eie insig U woord sal verstaan nie. Dat die werking van die Gees nodig is in ons lewens. O Heilige Gees, maak ons harte brandend. Maak ons oë oop sodat ons U woord sal verstaan, dat ons dit sal kan insien, dat ons daardeur sal groei. Here, en dat ons mense sal wees wat sal uitstap in die wêreld en sal verklaar. Die Here se woord het my brandend gemaak. Here, daar's niks vir ons belangriker as die woord. Daarom spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Vers 14. Hierdie dinge skryf ek vir jou in die hoop om binnekort aan jou te kom. Maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Dit is die kerk van die lewende God, 'n pilaar en 'n fondament van die waarheid. En die geheimenis van die ware Godvreesenheid is sonder twyfel groot. Nou hier is 'n lied wat in die vroeë kerk gesing is. Ons weet dit op grond van die verklaring wat daar plaasvind. Dat dit nie net 'n belydenis nie, daar's nie 'n progressie nie in hierdie verhaal nie, daar's 'n teenoor mekaar gestel word wat in hierdie lied is. En ons gaan daaroor vanmôre ook gesels. Luister mooi wat daar staan. Hy is geopenbaar in 'n menslike liggaam. Ek het besluit, ek wou dit eintlik in die einde sê, maar kom ek gaan dit sommer nou hanteer. Meeste van die Bybels, as jy die 53, wie die 53 vertaling hier vanmôre? Goed, daarso. Alright, as jy die 53 vertaling sien, sal jy sien daar staan, God is geopenbaar. Is dit korrek? Okay. In die 2020 vertaling sal jy sien, hy is geopenbaar. Nou baie mense sê, ja, die nuwe vertalings probeer vir God wegvertaal. Kom ek verduidelik hier net gou wat het hier gebeur. Kan ons gou daai, ek wil net gou hierson. Okay, ek weet nie of van julle Grieks gaan lees nie. Dit is die hoofletters wat hier gebruik word. Nou baie van die oudste tekste wat ons het, is die Grieks nie in klein letters geskrywe nie, maar is altyd in hoofletters geskrywe. Ek het al gehoor mense bou hulle hele teologie oor 'n punt. Jy sal sien daar is nie punte nie. Alright, so dis maar net baie interessant. Dan, jy sal sien, hier is twee gedeeltes wat by mekaar staan. Hierdie gedeelte is die ou vertaling soos jy dit daar het. Hierdie is die nuwe vertaling soos wat jy daai uitvertaal. Kom vertel jy gou. Miskien kan iemand vir my sê vandag, jy sien die verskil tussen die twee. Nee, daar's geen verskil nie. Daar's net een verskil. As jy mooi gaan kyk, kyk baie mooi na die gedeelte. Hier's 'n omikron, 'n O. En die onder is 'n theta. Sien jy die verskil? Alright. So ons het hy wat vertaal word hy is hierdie hos. Omikron en sigma. Dis hos, okay? Dis hy. Goed. Die ander ene is God. Dis die theta
en die sigma, dit is God. Alright, so, dis die verskil wat daar is in hierdie twee tekste. Die ongelooflike is, jy sal sien die res is alles dieselfde. So wat het hier gebeur? Hoekom is daar 'n verskil tussen hierdie twee tekste? Nou eerstens, hoekom gebruik ons hierdie teks en nie meer hierdie teks nie? Want hierdie teks is die oudste teks. Okay, dis 'n baie ou teks. En daarom gaan ons op hom en ons sê, hoorie, ons werk met hom. Waar die fout ingeslyp? Nou wil ek vir jou wys hoe maklik kan die fout inslyp. En hoe belangrik is dit dat teks ouens na die gedeeltes kyk en mooi dit ondersoek. So kom ons kyk die volgende gou. Wys gou daar die volgende slide. Daar's hy. Okay, so dit is hoe 'n gedeelte lyk wat ons na kyk. Baie van hierdie goedes is baie kleiner, is net klein fragmente, baie klein. Hier is 'n redelike grootte, dis P166 wat ons hierso het. So wat jy sal sien is dat in baie van die Christene, die interessante is die Christene daarmee begin, is hulle het begin skrywe aan die voor en die agterkant. Hulle het die bladsy so gebruik dat hulle alles moontlik wou doen om dit en is so te wees dat mense dit kan lees, so hulle die voor en die agterkant van die bladsy geskryf. Alright, dis hoe hulle dit genoem het. Daarom noem ons dit die Codex. Codex is hierdie skrifstyl wat op die voor en die agterkant is. Kom ons wys dit gou die volgende een. Okay, so dit is P166, daar is die Grieks wat daar staan. Okay, nou as jy baie mooi kyk, en ek gaan nou 'n vergroting van hom probeer vir julle wys, kan jy sien dat op die agterkant, kom ons wys die volgende een man, dit gaan baie wys. As jy mooi daar kyk, wat sien jy onmiddellik op die agtergrond? Daar's letters wat? Deurskyn. Alright. So, wat het gebeur met hierdie gedeelte was, dat die omikron is in die agterkant, is daar 'n ander letter gewees. En omdat die skrif baie keer baie dof raak met die tye, het hulle die agterkant se streepie wat deurgekom het, het hulle misgekyk vir hulle het gedog dis die theta en dis hoekom dit so vertaal is. Alright. Maak dit vir julle, weet of dit vir jou enigste sin maak nie, maar dit is vir my wonderlik dat ons vandag met die oudste tekste en alles tot ons beskikking kan ons teruggaan en ons kan sê dis wat die Grieks gesê het en ons kan dit wonderlik sonder twyfel sê wat mense baie deur die geskiedenis oor gewonder het, maar selfs in hierdie gedeelte sal jy mooi kan kyk en sê, maak dit enige verskil? En dis die interessante. Alright, 99% van die goedes maak nie verskil aan die teks nie. So ek het maar net gedink, kom ek noem dit vir jou, as daar iemand is met die 53 vertaling en die worstel, hoekom is dit nie God nie, hoekom staan nie net hy? Dis die rede hoekom dit daar is. Goed, kom ons gaan aan, en ek wil graag na die preek toe hoor gaan. Paulus skryf vir Timoteus, en hy verlang om hom weer te sien. Hy het vir hom klomp goeders gegee, wat riglyne is van hoe die kerk bestuur moet word. En hy wil hê, dat in hierdie riglyne, dat Timoteus moet gaan, en hy moet die kerk so bestuur. Hy moet teruggaan na die basiese. Hy moet teruggaan na die fundament. Hy moet teruggaan na dit wat God vir hulle leer. Nooit in die kerk moet ons goedes doen, omdat ons daarvan hou nie, of dit ons pas nie, of dit inpas met die tyd waarin ons lewe nie. Elke keer moet ons sê, wat sê die woord van God vir ons? Paulus skryf vir Timoteus en hy sê die rede hiervoor is ons is besig hier by mekaar in die huis van God. Die oikos in die Grieks is nie 'n gebou nie, dit is elke individu. Luister na die twee volgende teksgedeeltes. 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Wat is ek? Ek is 'n tempel. En as jy na die Ou Testament gaan kyk en jy lees Levitikus wat party van julle lees en jy sê, dis bietjie te erg. Levitikus sê vir jou dat die tempel moet heilig wees. Dit moet heilig wees. Alles in jou lewe moet heilig wees. Dit wat ek lees is heilig. Dit wat ek kyk is heilig. My hele lewe gaan oor 'n heilige lewe. Ons is die tempel van God. Die Gees van God woon in ons. Dis die ongelooflike. Die Bybel in die Nuwe Testament vertel ons dat as die Gees in ons kom woning maak, hy in ons woning maak tot die einde toe. Dis 'n ewige inwoning. Nou kyk na 1 Korintiërs 3 vers 17 gaan aan.
As iemand die tempel van God skenk, sal God hom skenk. Dis die hele gedagte wat die Here ook sê in Hebreërs. Hy sê hy is 'n liefdevolle vader. 'n Vader wat doen aan sy kinders? Sy kinders tug. As jy besig is om te volhard in sonde, wat gaan God doen? God gaan jou tug. As iemand die tempel van God skenk, sal God hom skenk. En dis dieselfde vir die kerk van die Here Jesus Christus waar gelowiges bymekaar kom. Die oomblik as jy goedes doen en stryd met die woord van God, dan is jy probleme. 1 Korintiërs 6 vers 19. Weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is? Wie wat dink ek baie keer? Ek dink baie keer dat ons as gelowiges verstaan nie wat die volheid daarvan is om te weet dat die Heilige Gees in my kom woning maak het nie. God, drie-enig, deur die Gees, kom maak woning in my. Hy bly binne in my. Sou ek iets wou doen in sy tempel wat vir hom ongemaklik sou maak? Wat vir hom nie aanvaarbaar sou wees nie. Ons is 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Efesiërs 2 vers 19 sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is mede-burgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God. Ons is lede van die huisgesin van God, ons behoort aan God. Ek dink baie keer as 'n ou hierdie metafoor net kan vir 'n oomblik net weer duidelik maak vir ons. Dink by jouself in terme van jou huis waarin jy bly. En jy en jou vrou het goeders opgesit oral deur die huis wat vir julle mooi is. En gewoonlik is dit die vrou wat absoluut meer die oog het as die man. Die man mag dink hy het dit nie. Maar hy probeer baie keer die invloed hê, terwyl die Bybel sê sy is die despoot van die hooikos, sy is die bestuurder van die huishouding. So mans is goed om vir hulle vrye teels te gee rondom dit. Maar nou dink jy by jouself, hier is nou die hele huis en alles word opgesit en mooi gemaak. En jy nooi iemand na jou huis toe. Kom ons noem hom Kosie Tredu. Kosie Tredu kom daarin gestap in die huis en hy kyk so en hy sê, wie wat? Ek hou nie van my skildery daar. En hy haal hom af en hy gaan sit dit op 'n ander plek. En hy begin om die stoele rond te skuif. Ek is seker jy sal jou vrou met een kan vashou. En wie wat kom ek agter meer en meer in my lewe? Is dat mense nie erns maak dat dit wat in die Bybel staan, deur God bepaal is, dit is hoe dit is nie. Daarom sê Paulus vir Timoteus, hierdie is die pilaar en die grondslag van die waarheid. Hier is die waarheid bo enigiets anderste. Hier is 'n klomp kinders van die Here bymekaar op soek na die waarheid. Ek het hierdie vakansie met 'n man gepraat wat sy doktorsgraad in teologie het. En wat vir my gesê het, Johan, wie wat ons probleem? Dis moeilik om by die waarheid uit te kom. Want dit is maar nou net so. Ons verskil van mekaar en is moeilik. Nou kom ek sê vir jou vanmôre. Daar's vir my niks meer godslasterlik as iemand wat dit sê. Dit klink vir my soos God in sy almag wat die Griekse taal gebruik het om neer te skryf hoe hy wil hê die huis moet lyk. Kon nie vir ons sekerheid gee hoe die huis moet lyk nie, want hy het dit so swak geskrywe dat ons verskillende interpretasies daar rondom het. Miskien vra jy vir my, Johan, maar wat van die verskillende interpretasies? Kom ek vertel jou gou, hoe meer ek die Bybel bestudeer, hoe meer ek die vroeë kerk bestudeer, en sien die eenheid wat hulle oor baie goed het wat ons vandag oor verskil. It's the amazing stuff. Baie goed wat ons vandag oor verskil, het hulle eenheid oor gehad daai. En hulle die Bybel gehad. Baie van hulle het eers al die tekste gehad wat ons tot ons beskikking het. Wat is die probleem? Die probleem is nie die teks nie. Ek sit met dieselfde persoon, ek sê vir hom, kom ons toets dit. 'n Gedeelte wat in die Bybel is, wat vir my baie, en ek weet hy is bietjie meer charismaties, ek sê vir hom, wat vir my 'n gedeelte in 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 vers 8 en 9 vertel vir ons dat 3 goed gaan ophou. Kennis, profesie en tale. Tale word in die middel genoem.
En dan sê dit vir ons, die volgende vers, en jy ken die Grieks, ja sê hy, ek sê goed, die volgende vers word vir ons vertel, dat kennis en profesie sal tot die einde kom, wanneer die volmaakte kom, ja sê ek sê waar is praat in tale? Ek sê wie wat is praat in tale? Is in die medium, nee. Ja sê hy, maar daar's top teoloog wat verskil daaroor, ek sê wat is top teoloog? En hy noem vir my 'n ou se naam wat ek nie geken het nie, ek gaan en ek gelees sy boek. Weet jy wat interessante? Toe hy in die kommentaar, en hy is 'n briljante teoloog, moenie 'n fout maak. Toe hy in sy kommentaar by die medium kom van 1 Korintiërs 13 vers 8 en 9, toe sê hy dit het nie betekenis. Een van sy eie teoloog skryf 'n kommentaar op daai kommentaar en sê daar's geen manier dat jy net kan sê die medium het geen betekenis nie. So wat ook al jou besluit op die ou einde is, en as jy net die res van die teks kan ons daaroor ook gesels, maar die belangrike is, hoekom is jy nie by die teks en vertel wat die waarheid is nie? Die waarheid is, dis die medium, dit beteken dit hou in homself en op. Die probleem is nie die teks nie. Die probleem is met die mens. En in baie gevalle is dit nie eens op daai vlak nie. Dis op 'n vlak van ek wil nie doen wat God van my vra nie. Hoe baie keer kom ek by huwelike en jy praat met iemand oor 'n huwelik en jy sê vir hom, weet jy wat God bepaal rondom jou as vrou en jou as man, wat julle taak is, wat julle opdrag van die Here is? Sê vir my ja. Sê dan doen jy dit. Ja, maar pas my nie nou. Of die man moet die hoof wees, maar ek dink nie hy moet in alle tye hoof wees nie. Okay, so wie die besluit, ons gaan dit verander. Is julle eenheid? Ja, ons is 'n eenheid. Doen julle alles saam? Nee, ons doen nie alles saam. Okay, so wie besluit, ons gaan nie meer doen wat die Here sê. Kan jy verstaan? Ons kom by 'n punt waar ons sê, is die Bybel duidelik? Die Bybel is duidelik. Die probleem is nie die skrif nie. Die probleem is nie die teks nie. Die probleem is die mens. En nou moet jy vir jouself dink, as die Bybel jou oortuig, en miskien is jy oor sekere goedes nog nie oortuig nie, deur jou geestelike lewe, deur die prediking, gaan jy hoor wat die Bybel vir jou vertel, en jy gaan onder die geklank van die woord kom. Jou taak, as persoon wat hier sit, wat verklaar ek se gelowige, om onmiddellik, as jy die teks hoor, en jy sien dit wat die teks sê, as nie 'n probleem om dit te bevraagteken nie, om ondersoek te gaan instel. Maar jy sê, oomblik as jy sê, dit is wat die teks sê, ek kan nie daarby wegkom nie, wat moet jy dan doen? Jou knie daarvoor buig. Iemand sê die vakansie vir my, ja, hy het Romeine 9, hy worstel met Romeine 9, waar die Bybel sê, ek het vir Isak lief gehad en Esau het ek gehaat. Ek sê, jy kan maar worstel tot jy blou in die gesig is, maar jy moet jou knie daarvoor buig gesê. Ons moet ons knie daarvoor buig. Want dis God wat dit gesê het. Want dis sy huis, dis sy huis. Wie is jy om te sê, ek hou nie van die skildery daar nie? Wie is jy om te sê, die God wat alles gemaak het, ek stem nie met jou saam nie? En hoe hartseer is dit dat so baie keer en so baie gevalle, dat mense God beginne bevraagteken en die woord beginne bevraagteken. Hoe meer ek die woord bestudeer, hoe meer ervaar ek in my lewe, hy alleen moet geloof en geprys word. Hoe meer sien ek my eie nietigheid, hoe meer sien ek dat ek niks is nie, hoe meer word hy verheerlik. As jou teologie, as dit wat jy glo jou verheerlik, dan mis jy dit. Daar is niks waarop ek kan roem nie. Hierdie is die plek waar kinders van die Here by mekaar kom op soek na die waarheid. Kinders van die Here moet nooit tevrede wees om te sê, wel, ons sal nooit weet nie. Dit is my ongelooflik, dat mense selfs na die eindtye kan kyk en sê, dis nie belangrik nie. Kom ek vertel jou gou iets, ek weet nie of jy dit weet nie. Maar die Here sê, Jesus sê, nie 'n jota of 'n titel van dit wat in die woord is, sal ooit tot niet gaan nie. Jy mag nie daaraan verander nie. Dink jy dat God 'n groot deel van die Bybel maar net laat opteken het vir jou as Christen om te sê, oh wel, dis nie eintlik belangrik nie. Was dit vir God belangrik genoeg om dit op te teken? Dan is dit belangrik genoeg vir my gelowige om te sê, wat sê die teks? En as ons met mekaar daaroor verskil, het ons nodig om te sê, hoekom verskil ons met mekaar daaroor?
Dis my so baie keer, ek die afgelope tyd, dink ek aan so baie van hierdie dinge, waaroor mense met mekaar verskil, en dan dink ek, maar as jy net die teks gaan lees, en as jy al hierdie kommentare, selfs die ouens wat van my verskil, se kommentare gaan lees, dan hoor jy die stil swaaye by die gedeeltes, want jy kan dit nie verklaar nie, die teks is duidelik. En hoe meer mense groei in hulle geestelike lewens, hoe meer glo ek, as hulle die Bybel lees, sal hulle by die punt kom om te sien, hoorie, maar dis wat die Bybel sê. Psalm 119 vers 11 sê, in my hart koester ek die woord. Mense, as kinders van die Here, koester ons sy woord in ons harte. Is niks vir my belangriker as sy woord nie. Wat gaan in kerke aan? Kerke gaan aan, die sang is belangrik, en al die ander goed is belangrik. Ja, die sang is belangrik omdat ek God se woord prys. Die sang is nie belangrik omdat die musiek daar is nie. Die woord van God is dit wat ons koester. As ons sing, is dit omdat ons die woord van God besig is om terug te kommunikeer. In my hart koester ek die woord, sodat ek nie teen die sondig nie. Wat is die gevaar in die huis van die Here? Wat is die gevaar? Hoekom sondig jy? Hoekom val jy vir sonde aanhoudend? Want jy koester nie die woord van God nie. Alles is in die plek van die woord van God. Alles word plek voor gemaak, behalwe die woord van God. Die psalmdigter sê, ek koester die woord, sodat ek nie sondig nie. As jy 'n persoon is en jy sê, Johan, ek wil nie meer sondig nie. Ja, daar's 'n stryd elke dag in my lewe, ek weet dit. Maar dit wat die Bybel vir jou sê is, begin om die woord van die Here te koester. Te koester beteken, ek maak dit dierbaar in my lewe. Niks is belangriker as die woord van God nie. In Josua word gesê, Josua 1 vers 8, hierdie boekrol van die wet mag nie uit jou mond verdwyn nie. Kom ek vertel vir jou, waarom sondig jy nog steeds? Hoekom is die huis van die Here wat jy is? Hoekom is dit besig om uit mekaar uit te val? Hoekom is kerke wat die huis van God is as hulle by mekaar kom? Hoekom is dit besig om van mekaar af uit mekaar uit te val? Die rede daarvoor is dit, hierdie boekrol van die wet mag nie uit jou mond verdwyn nie. Jy praat daaroor. Jy praat daaroor. Kan jy dink dat 'n kind van die Here 'n week kan deurgaan en met niemand by die werk, by die skool, by die plekke waar hy kom, by die winkels, oor die heel lewende God kan praat? Hoe is dit moontlik? As ek vir God koester in my hart en ek weet ek stap saam met hom, met die Heilige Gees wat in my is, sal dit nie uit my mond uit borrel nie. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As jou hart vol is van die woord van God, wat gaan uit jou mond uitkom? Die woord van God. Hierdie boekrol, kom ek herhaal daai gedeelte weer, Josua 1 vers 8, hierdie boekrol van die wet mag nie uit jou mond verdwyn nie. Jy moet dit dag en nag mymerend prewel, sodat jy alles wat daarin geskryf is, nougeset kan nakom. Want dan sal jy voorspoedig wees op jou pad. Dan sal jy sukses behaal. Hoekom behaal jy nie sukses in jou geestelike lewe nie? Omdat jy nie nougeset by die woord van God te bly nie. As die Here vir jou sê, dis hoe jy moet doen, dan doen ek dit so. Waaroor gaan die skrif? Sê Timoteus, Paulus vir Timoteus. Hy sê alles in die skrif fokus op Christus. Alles gaan oor Christus. My hele lewe gaan oor Christus. My lewe gaan nie oor myself nie. Ek is nie op die voorgrond in hierdie verhaal nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor wat ek moet bereik nie. Dit gaan nie oor wat mense van my dink nie. Dit gaan oor wat dink mense van die lewende God wat ek kan bid. Dis waaroor dit gaan. My lewe is Christus. Is dit nie wat Paulus oor en oor het sê nie? Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Vir my is die lewe en die Christus, die sterwe, dis terrible. Nee,
Vir my is die lewe Christus. Alles gaan oor Christus. My fokus is Christus. Ek dink oor Christus. Ek praat oor Christus. Ek getuig oor Christus. Maak nie saak wat mense van my sê en wat hulle van my dink nie. Hulle kan vir my sê, daai is ou wat dweep. Daai is ou wat met die Bybel onder sy arm stap. Kyk hoe hulle daai vrou, sy wil net oor die Here met ons praat. Fantasties. Dis hoe dit moet wees. My fokus is Christus. 2 Korintiërs 4 vers 5. Ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Galasiërs 6 vers 14. Maar wat my betref, mag dit my tog nie oorkom dat ek my op iets beroem nie. Mag ek nooit roem op iets nie. Nou die Paulus maak dit baie duidelik, die woord maak dit baie duidelik, daar is niks waarop jy kan roem nie. As jy die besluit geneem het, was dit God wat jou lewendig gemaak het. Daar is nie iets waarop jy kan roem nie. Niks. Niks. As daar iets is wat ek kan sê, hier het ek iets gedoen. Hier was dit my besluit gewees. As ek op iets kan roem, sonder dat dit God is deur die Gees van die werking in my doen, dan is die woord nie meer waar nie. Daarom was dit hierdie absolute van die begin af, hierdie normale, gaan lees die evangelies, gaan lees die briewe. Ek dink baie keer mense lees die Bybel te min. Lees dit. Dis asof hierdie ouens goedes sommer net noem, asof dit absoluut aanvaarbare woorde is. Petrus kan net beginne. Hy kan net sê, die uitverkorenes. Hy het eers te verduidelik nie, hoekom? Dit was wat hulle geglo het van Genesis af, dat God die een is wat? Hy het verkies. Vandag is dit 'n debat. Ek wonder baie keer, lees jy die Bybel? Lees jy nie die Bybel? Net dit, lees die Bybel. Die Bybel gee vir jou die antwoord. Die Bybel vertel jou daar is niks waarop jy kan roem nie. Die verborgenheid van die godsaligheid. Die misterie van die godsaligheid. Die misterie van God se werk. Dis wat oopgebaar word deur die skrif. Die misterie van godsaligheid. Dit groei en dit groei en dit groei. Kyk gou saam met my, Efesiërs 3 vers 18. Efesiërs 3 vers 18. Hy begin by vers 6 en hy sê vir hulle, ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word. Is dit nie ongelooflik nie? Kan jy daai teksvers lees en daar verbykom en nie sê, dankie Here nie? So mooi, vers 17. Sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met die volheid van God. Kom vertel vir jou, wat gebeur in jou geestelike lewe as jy besig is om die Bybel te lees? Jy ontdek meer in jou lewe van wie God is. En hoe meer jy ontdek in jou lewe oor wie God is, wat gebeur in jou lewe? Jou liefde groei. Jy staan al hoe meer in verwondering. Hoe meer jy die Bybel deurgaan, en hoe meer jy dit lees. En lees dit deur. Lees dit 5 keer deur. Mense, vat jou storieboek en chak dit weg, en lees die Bybel. En jy sal sien, dis elke dag nuut. En jy gaan groei daardeur. En jy gaan Christus ontdek op 'n absolute, wonderbaarlike wyse. En hoe meer jy hom ontdek, hoe meer jy groei in sy liefde, hoe meer gaan jy wil praat oor sy liefde. Partykeer kom mense dan sê, waarom moet ek met iemand anders te praat? Ek is nie lekker seker nie. Jy is nie lekker seker nie, want jy nie stil geraak met hom vanmôre nie.
As jy die almag van die lewende God ervaar het terwyl jy op jou knieë was vanmôre met die lewende God en jy sy woord bestudeer, dan kan jy nie uitgaan en sê ek wil met jou praat oor wat Jesus Christus vandag met my gepraat het. Die lewende God het vanmôre deur sy woord met my gepraat. En soos ek altyd sê, as jy wil hê dit moet met 'n harde stem wees, praat net hardop as jy dit lees. Maar dit is 'n lewende woord, mense. Ons moet in hierdie nuwe jaar wat voorlê, moet ons teruggaan na die punt toe ons sê, Christus is my alles. Paulus sluit af met hierdie ongelooflike lied. En die rede hoekom ek sê dis 'n lied, as jy na die gedeelte kyk, miskien jy net die teksvers voor jou oop het. Ons maak net die teksvers voor jou oop en dan kyk ons hoekom ek sê dit is 'n lied. Die lied begin met hy is geopenbaar. Jesus is geopenbaar. So van waar af bring die lied ons? Waar was hy gewees wat aan ons openbaar is? Hemel. Hy is aan openbaar in menslike liggaam. Aarde. Hemel, aarde. Regverdig bewys deur die Gees. Hemel. Gesien deur engele. Op aarde is hy gesien deur engele. Hy's getuig in die hemel deur die engele, maar die Gees het vir ons bevestig hoe, en ons gaan nou daaroor praat, vanuit die aarde uit, vanuit sy opstanding het dit bevestig. Dan gaan hy weer terug, verkondig onder die nasies, geglo in die wêreld, dis die aarde, opgeneem in die heerlikheid, dis die hemel. So hy's heeltyd besig om vir ons terug te vat, hemel, aarde, ongelooflike mooi lied. Hy is aan ons geopenbaar. Wat sê dit dat hy geopenbaar is? Wat sê die gedeelte dat hy geopenbaar is? Wat sê hierdie lied? Hy is geopenbaar. Dit beteken dat daar geen begin aan hom was nie. Hy was van ewigheid af. Was hy daar? Hy is. Daarom, as jy vanaf die Ou Testament kyk, word die woorde oor en oor gebruik. As God homself bekendstel, dan sê hy, ek is. Hy is die God wat openbaar is, die sluier is weggeneem. Hy was van altyd af, was hy daar gewees. Daar is geen begin aan hom nie. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Kyk gou nou saam met my, Johannes 1 vers 1. En jy moet asseblief nie nou slaap nie, hier is te belangrik. Asseblief tog. Kom ons kyk na Johannes 1 vers 1. Hier is so ongelooflik mooi. Johannes 1 vers 1. Ek gaan vir jou iets vinnig sê nie daar. Maar dit is my so mooi in hierdie gedeelte, vers 1 begin. In die begin was die woord. Die was daar, is in perfekte vorm. Wat beteken die in perfekte vorm? Dit beteken, so ver as wat jy dit terug kan vat, so ver terug, is hy alreeds die woord. Jy sal sien, later aan word 'n ander term gebruik as Johannes die Doper op die toneel verskyn. So Johannes speel met hierdie Griekse woorde om vir jou te wys, Christus, van alle tye af is hy daar. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Ek weet nie hoe jy dit mis kan lees nie. Was Christus van die begin af daar gewees? Is daar 'n begin aan hom? Nee, sê die teks. Was hy die een gewees wat God is? Is hy God? Is hy ten volle God? Ja, die Bybel sê so. Hy is ten volle God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding bestaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Wat ongelooflik 'n mooi gedeelte. God van altyd af. Christus van altyd af. Is hy ware mens geword? Amen. Is hy ware God? Ja, hy is ware God. Johannes 8 vers 58. Jesus het hulle geantwoord, amen, amen. Ek sê vir julle, ek is al. En daar gebruik hy weer die bekende ek is in die Grieks. Ek is al van voordat Abraham gebore is. Ek is.
Ek is in beheer. Ek het mens geword. So wat doen die lied? Die lied sê hy is geopenbaar. Die hele goeders is oopgeskeur. Dis geopenbaar vir ons. Christus is geopenbaar in ons. Hy wat al van ewigheid af is aan ons openbaar. Dis die begin van die lied. Hy het openbaar in ons. Wat het hy gedoen? Hy het mens geword. Hy het mens geword. Hoekom het hy mens geword? Was daar iets gewees wat hom verplig het om mens te word? Was daar iemand gewees wat goed genoeg was op aarde dat hy gesê het, ek moet asseblief toch net mens word vir Saartjie of vir Pietie. Hulle verdien dit. Hy het mens geword, omdat hy voor die grondlegging van die aarde besluit het, Vader, Seun en Heilige Gees, dat die Seun sy lewe sou gee vir die wat dit nie sou verdien nie. Filippense 2 vers 6 en 7, ons gaan weer aan daai gedeelte kyk, kom ons kyk saam na dit, Filippense 2 vers 6 tot 7. Hy sê vir sy mense wat vir hom luister, Paulus skrywe, hy sê, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, en toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Is daar enigiets wat jy meer nodig het om in aanbidding voor God te val, as jy daai vers net lees? Hy wat in die gestalte van God is, hy het homself ontledig, hy het dit afgelê, sy godheid het hy afgelê, die voorregte van sy godheid het hy afgelê, en hy het mens geword, is hy volkome God, absoluut, hy het volkome God gebly, maar al die voorregte het hy afgelê. So hy is volkome God, hy word openbaar, hy word mens. Hy word mens, vir jou en vir my, word hy mens. Nie oor enigiets van ons nie, oor wie hy is, word hy mens. Dis hy wat alles kom doen vir ons. Dan sê die teks, regverdig in die gees. Ongelooflik is die Bybel vertel vir ons, dat die opstanding die verklaring is, dat die gees hom regverdig het. Op opstandingsmôre, Sondagmôre, dis hoekom ons Sondag by mekaar kom, dis hoekom die vroeë kerk Sondag by mekaar kom, en waarom? Want ons het gesê, Sondagmôre is die opstandingsmôre. Wat het op daai Sondagmôre gebeur? Hoekom het die graf oopgegaan? Hoekom is Christus nie meer daar nie? Omdat die Gees verklaar het, hy is regverdig. Dis die lied wat hulle gesing het, hy is regverdig verklaar deur die Gees. Wat 'n ongelooflike gedagte, hy is volkome mens, maar sonder enige sonde, en daarom kan hy vir ons intree. Hy het verskyn aan engele het dit gesien, ons sien oral die engele wat verklaar, wat gebeur het. Ons sien dit dwars deur die verhaal wat plaasvind hier op aarde. Sien ons wat gebeur is, die engele sien dit, 2 engele by die graf. Een aan die bo en die ander aan die onderpunt. Die ongelooflike beeld daarvan is dit presies wat plaasvind, ook in die tempel. In die tempel was daar 'n ongelooflike ark gewees, met die deksel wat bo in die ark was, die versoendeksel. Wat was bo op die versoendeksel? 2 engele gewees. By die graf is daar 2 engele wat getuig. Hy het nagekom. Hy het oorwin. Die Bybel is so ongelooflik ryk. Dan as hy opvaar na die hemel toe, is daar 2 engele wat vir hulle sê, jy sien julle hom opvaar. Net soos hy opgevaar het, so sal hy ook terugkeer.
En dan word vir ons vertel deur die Bybel dat daar soveel meer plaasgevind het. En nou wil ek saam met julle gedeeltes lees. Kom ons begin by Hebreërs. Hebreërs 1 vers 3 tot 4. Hebreërs 1 vers 3 tot 4. Kan nou 'n gedeelte van vers 1 af lees. Hebreërs 1 vers 1. In die ou tyd het God baie keer op baie maniere met ons en die voorvaders gepraat deur die profete. Dis wat hy gedoen het. Hy het gepraat deur die profete. Hoe praat hy nou met ons? Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Wie is sy seun? Die Logos, die woord van God. Dis hoe hy met ons praat. Dan gaan hy aan. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord. En nadat hy die reiniging van die sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes. Hy is hoog bo die engele verhef, net soos wat hy die naam geërf het, wat uitnemender is as hulle sin. Hy's bo hulle. Hy het heerskappy oor alles. Kom ons kyk nou nog 'n gedeelte. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vers 22. In Petrus 3 vers 22. Hy wat aan die regterhand van God is, nadat hy die hemel binne gegaan het en engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Daar is 'n getuienis in die hemel. Hy is bo alles. Daar is 'n verklaring, hy is bo alles. Die laaste gedeelte oor dit is Openbaring 5. Openbaring 5. Openbaring 5. Ons lees van vers 8 af. Toe het hy die boekrol geneem, die lam neem die boekrol, niemand kan dit neem nie, behalwe die lam. Toe hy die boekrol neem, met die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. So wie is hierdie? Vers 8 weer. Toe hy die boekrol neem met die 4 lewende wesens, en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Die 24 ouderlinge is die verteenwoordigers van die kerk. As jy dit nog gelees, lees die blok. Waar ons daardeur gaan. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en die bloed mense vir God gekoop het, uit elke geslag en taal en volk en nasie. Wat het sy bloed gedoen? Het sy bloed 'n potensiële kooptransaksie gedoen vir 'n moontlike redding van mense? Nee, sy bloed is geslag en deur sy slag van sy bloed het hy mense gekoop uit elke stam en staal en volk en nasie. Dit is 'n oortreffende ding van dit het plaasgevind. Dit is deur hom gedoen. Vers 10. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal as konings op die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, duisende maal duisende, wat met 'n harde stem uitroep. Hoor jy die engele? Hoor jy die skare wat saam is? Waardig is die lam wat geslag is, om die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin is, bestaan hoor uitroep, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep, Amen. En die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Sien jy wat in die hemel gebeur? Mag dit wees in die hemel soos op die aarde.
Mag die verklaring van Christene in 'n wêreld wat uitmekaar uitval, 'n wêreld wat goddeloos is, dat Christene net sal staan en sal sê, my koning leef. En ek is bereid om my lewe te gee. Ek is bereid om al my vriende te verloor, want hy is meer werd as enigiets anderste wat jy vir my kan aanbied in hierdie wêreld. Vee die strate daar buite, 'n hoë ambt, om die strate te vee, maar lewe vir Jesus Christus. Waarna soek jy in jou lewe? Waarna verlang jy in jou lewe? Die kerk sê ons verlang net na een, om Christus groot te maak deur ons lewens. Daar was 'n plan gewees, die plan van redding vir die heidene. Die plan van redding van die heidene. Luister na wat sê 1 Petrus 1 vers 12. Aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, dis die profete wat neergeskryf het. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Waarin is die engele begeerig om in te sien? Oor God se ongelooflike plan, dat deur Christus wat gekom het, bring hy die heidene ook in. Dit is hierdie misterie waaroor die engele in kyk en sê, wow, is nie awesome nie. God se ongelooflike plan om heidene in te bring in sy ewigheidsplan, dit was altyd so gewees. Die engele is die toeskouers. Die engele is die toeskouers, hulle kyk op alles wat besig is om te gebeur. Hulle sien dit raak, en hulle verwonder, en hulle prys die Here oor sy ongelooflike plan, hoe hy mense inbring, hoe hy mense red. En sy kinders is stil. Die engele is opgewonde daaroor hierdie plan is, as weer terug gaan na aarde toe, die plan is, dat nasies sal inkom, dat mense tot bekering sal kom. Dis die blye boodskap wat al reeds deur die profete verkondig is. Dat daar van Sion af sal kom. Dat van Sion af sal kom die een waarna die nasies toe sal stroom. Christus Jesus. Hy's geglo in die wêreld. Jood en heiden het hom geglo. Kan jy dit glo? Jood en heiden het geglo. Hoe het hulle geglo? Wat het gebring dat hulle geglo het? Wel, Jesus sê vir Nikodemus, as jy nie van bo gebore word, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy moet van bo gebore word. Wat het gebeur dat die wêreld kon sien wie hy is? Die Gees het hulle gewederbaar. Kan jy verstaan hoekom alles wat in die wêreld, die engele wat kyk na wat plaasvind, wie kan hulle alleenlik prys vir alles wat op aarde plaasvind? Alleenlik die Seun. God se plan. Die Vader se besluit. Die Seun se lewe. Die Gees wat lewendig maak, die Gees wat verander, die Gees wat heilig maak. God se werk. Hy is opgeneem in heerlikheid. Die hemelvaart. Kinders van die Here is opgewonde oor die hemelvaart. Hulle dink die hele tyd oor die hemelvaart en hoe dit was, dat een oomblik was hy daar gewees en die volgende oomblik was hy nie meer daar nie. Hy is in die hemel opgeneem. Die wolk het hom weggeneem. Kinders van die Here behoort vandag nog opgewonde te wees elke keer as hulle 'n wolk sien. Is dit nie? As hierdie beelde nie maak het jou nie opgewonde nie. Die beelde maak jou opgewonde. Dan is God se beelde wat hy daar geplaas het in my herinner het, as ek 'n wolk sien, dan sê ek vir myself, hy kom weer. Hy kom weer. Alles hier op aarde gaan tot einde kom. Alles hier op aarde gaan tot niet gaan. En al jou beste dingetjies, al jou wonderlike skaatjies, en al jou geldjies wat jy met mekaar gemaak maak het, dis pavement in die hemel. Niks. Geen goedes is waarde daaraan nie, behalwe het jy vir Jesus Christus gelewe. Efesiërs 1 vers 20. Wat hy uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser,
Ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom, ook in die toekomstige. Vers 22, hy het alles onder sy voete gestel, en hom aan die kerk gegee, as hoof oor alles, en die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vul. Dit is nie ongelooflik nie, die kerk van die Here Jesus Christus, dis ons. Alles wat plaasgevind het, het plaasgevind deur Jesus Christus. Hy het deur die dood gegaan, hy het die dood oorwin. Hy sit aan die regterhand van God. Hy is bo elke owerheid. Hy is bo elke gesag. Hy is bo elke mag. Jesus Christus is bo alles. Hoe kan ek in hierdie wêreld wees as vreesbevange? Hoe kan ek angstig raak oor enige president of enige minister of enige ou eers wat Groenland wil hê? Hoe kan ek? Ek is nie vreesbevange vir enigiets in hierdie wêreld nie. Ek weet my verlosser leef. My verlosser leef. As jy vreesbevange raak en angstig raak en jy sit die hele tyd in jou mout, want dit gaan so terrible met jou, wat sê jy vir jouself? Is God dood? My God is nie dood. En al moet ek alles verloor in hierdie wêreld, weet ek vir een ding seker. My God leef. En dit wat ek deur nou moet gaan, is tot my beswil, want hy wil my meer en meer maak na die beeld van sy seun. Want alles waaroor dit gaan in hierdie wêreld, is Jesus Christus. Mag u naam geheilig word. Mag u koninkryk kom. Amen. Ons buig ons hoofde. Here, hoe ongelooflik om deur hierdie gedeelte te werk. En ons het soveel probleme vandag in die kerk, want ons wil net nie hou by die woord. Hoe duidelik in die teksgedeeltes wat ons al reeds verander het, al gelees het, staan daar ook hoe die ouderling moet lyk, hoe die diaken moet lyk, dat vroue nie in die ambt mag wees. En al hierdie goedes word vandag net totaal van die tafel afgevee, asof daar 'n totale nuwe openbaring is. Dan skrywe Paulus deur die Gees geïnspireer, skrywe aan die gemeente en sê, hou weer vas aan die basiese dinge, hou vas aan wat ek julle geleer het, gaan terug na die beginsels toe. En Here, dis 'n oproep vir elkeen van ons vanmôre. Laat ons teruggaan na die basiese toe. Laat ons teruggaan na die woord toe en die woord bestudeer en sê, Here, as die woord van God vir my dit sê, dan doen ek dit. Here, mag elke persoon in hierdie jaar wat voor lê in sy eie stilte tyd, die ongelooflikste ontdekking maak van wat dit beteken om met die God, die skepper van hemel en aarde, in gemeenskap te wees. En verryk te word deur die Gees, wat die woord vir ons oopbreek. Mag dit waar wees in elkeen van ons lewens. Amen.